Julle kan julle Bybels oopmaak. Lukas hoofstuk 15. Ons trek nou daar aan die einde van Lukas hoofstuk 15, by die laaste gedeelte van hierdie gelykenis. Dis eintlik een groot gelykenis is Lukas 15. En vandag lees ons verse 25 tot 32. Lukas 15 vers 25 tot vers 32. En die woord van die Here kom tot ons. Lukas 15 vers 25. En sy oudste seun was in die veld. En terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom: "U broer het gekom en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het." En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader: "Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê hy vir hom: "Kind, jy is altyd by my en al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind." Baie mense ken die gelykenis van die jongste verlore seun. Ons lees daarvan vanaf vers 11 en dan tot by vers 24, en dan is dit die reaksie van die oudste seun. Maar baie mense, wanneer hy hierdie gelykenis van die jongste seun lees, dan onthou hulle die jongste seun wat so wonderbaarlik tot bekering gekom het, maar hulle vergeet die einde van hierdie gelykenis, die einde van hierdie storie. Hulle vergeet van hierdie jaloerse, veroordelende ouer broer wat nie sy vader se vreugdevolle ontvangs van sy jonger broer wou deel nie. Dit is hartseer dat dit soms gemis word, want dit is eintlik die klimaks van die gelykenis. So hierdie is eintlik die punt wat Jesus by die Fariseërs wou tuisbring. Die verlore oudste seun. Want onthou die konteks, Lukas 15 vers 2, dit is waar die hele gelykenis begin het, was toe die Fariseërs en die skrifgeleerdes gemurmureer het en gesê het: "Hierdie man is nou Jesus, ontvang sondaars en eet saam met hulle." So hulle is besig om baie geïrriteerd met Jesus te wees, te murmureer, baie kwaad te wees vir Jesus, dat hy durf uitreik na sondaars. Na mense wat nie so uitgesorteer was nie. En dan is dit op hierdie kritiek wat Jesus dan hierdie gelykenis vertel, wat oor 3 verlore dinge gegaan het. Dan begin dit in vers 3 van Lukas 15, dan gaan dit oor die verlore skaap. Vanaf vers 8 is dit die verlore muntstuk, en dan het ons vanaf vers 11 die verlore seun, die verlore jongste seun. So Jesus vertel die 3 gedeeltes om die vreugde wat God het om sondaars te vind en hulle red te wys, want Jesus wil vir hulle wys maar hoe lief hy is vir mense en dan wat sy vreugde hy het wanneer hulle tot bekering kom. So hy gee vir hulle die konteks. Hy sê vir hulle: "Nou verstaan julle, nou moet julle mos nou verstaan hoekom ek na mense toe gaan en vir hulle die evangelie met hulle deel." Die Fariseërs en die skrifgeleerdes het nie hierdie vreugde geken nie. Daarom dat hulle dit nie verstaan het nie. Hulle het nie besef hulle was verlore nie.
En daarom het hulle nie sondaar mense ontvang en blydskap gehad wanneer hulle tot bekering gekom het nie. Hulle het dit self nie geken nie. En Jesus wou hierdie harte van hulle ontbloot, so om te wys wat met hulle harte verkeerd was, het Jesus ook hulle in hierdie gelykenis uitgebeeld. Hulle word deur die ouer broer voorgestel. Hulle is die tweede verlore seun. Ja, Jesus vertel die gelykenis, onthou, met die oog op al twee seuns. In vers 11 lees ons van, hierdie vader het ook, Jesus het ook gesê, 'n man het twee seuns gehad. Die gelykenis gaan oor twee seuns, die jonger en die ouer seun. Ja, die jong seun is die verkwistende seun, die seun wat alles vermors. Hy is die seun wat sy erfdeel gaan vermors of dan dit verkoos het. Maar dit is hy wat in die liefde van die Vader gevind is. Onthou hoe daardie gedeelte van die gelykenis afgesluit het, nog voordat die seun alles wou regstel. Onthou, hierdie jongste seun het alles verkoos, hy's daar in 'n haaglike omstandighede, en hy besef, maar selfs die werkers by sy pa lewe beter as wat hy lewe, en wat hy kan doen is hy kan teruggaan en sê hy sal ook 'n dienskneg, ook 'n huurling wees, en hy sal weer so sy posisie terugkoop, sy guns terugkoop by sy vader. Dis wat hy gedink het, en hier op pad, is hy op pad terug, en hy kom daar by sy vader, maar is die vader wat hom omhels, onthou, want hy het klaar uitgewerk wat hy gaan sê, hy het klaar gesê, nee, maar hy sal 'n huurling wees, en dan kom hy by die vader, en die vader het hom omhels, hom terug ontvang, en weer eens nie daai woorde van daardie jongse seun, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Hy het nie vers 19 se woorde wat hy gedink het hy gaan sê, verder gesê nie. Vers 19 daar in die einde het hy gesê, maak my soos een van die huurlinge. Hy het gedink, dit is wat hy vir sy pa gaan sê, maar toe sy pa hom kom omhels, toe besef hy die liefde van sy vader, en dat hierdie onvoorwaardelik is, dat hy met sy vader versoen kan word. En daarom het hy dit gesnap het, en gesê het, ek het net teen u gesondig, vergewe my. Ek het niks te doen om hierdie verhouding te herstel nie. Die oudste broer, aan die ander kant, het nie in die vader se blydskap gedeel toe die jonger broer gevind is nie. Hy het nie dieselfde blydskap gehad nie. En hy verteenwoordig hierdie hoogmoedige fariseërs wat geweier het om vreugde te hê in sondaars, wat uit pure gratis genade verlos word. Hulle kon dit nie verstaan nie, het nie vir hulle sin gemaak nie. Nou, dit is maklik om te sien hoe verlore die jonger broer was. Maar kan jy sien hoe verlore die ouer broer is? Ons ken mense wat hierdie roekelose lewens lei, wat duidelik op die verkeerde pad is. En mens kan duidelik sien, maar daai ons is verlore. Dis baie duidelik. Maar die ouer broer is uitgesorteer. Hy het nie hierdie roekelose lewe gelei nie, hy het by die plaas gebly, hy het sy vader aanhou dien, maar dit was net aan die buitekant gewees. Hy was verlore, want sy hart was verlore. Hy was baie verlore, want daar was nie iets aan die buitekant wat hom kon aankla nie. Maar die binnekant was totaal en al verlore gewees. Dis eintlik 'n baie gevaarlike plek om te wees, want dit is 'n verlorenheid want niemand kan sien nie, behalwe die Vader in die hemele. So nadat Jesus vertel het van hierdie Vader se blydskap om die jong seun terug te ontvang, skuif die aandag na die ouer broer. Vers 25, en sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange.
So dis die konteks. Hierdie seun was nie daar toe die jonger seun daar aangekom het nie. Hy was in die veld waar hy gewoonlik was. Hy was besig om te werk. Hy was besig om 'n gehoorsame seun te wees. Hy was besig om sy deel te bring. Hy was nie besig om die eiendom te verkoos nie, maar hy was besig om te bou. Hy was besig om homself af te sloeg. En op pad terug huis toe van hierdie gehoorsame werk was hy verras om die feestelike geluide by die plaashuis te hoor. En hy kon miskien gewonder het, as hierdie 'n fees was, hoekom het ek nie hiervan gehoor nie? Hoekom is ek nie uitgenooi nie? Miskien was dit 'n verrassingspartytjie vir hom gewees. Hy het nie geweet wat aangaan nie. En nou voor hy in die huis ingegaan het, het hy een van die diensknegte gevra wat aan die gang is. Wat is hier aan die gang? Wat gebeur hier? En hy roep vers 26 een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. En vers 27 die sê toe vir hom, hierdie diensknegt sê vir hom, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. Die antwoord wat hierdie diensknegt gegee het hierdie ouer broer herinner aan hierdie ouer broer se plek in die familie. Hy het gesê, hy is 'n broer, jou broer het terugkom, jy's 'n broer in hierdie huis. Jy's die broer van die verkoostende seun, hierdie seun wat alles vermors het, maar jy's die kind van 'n liefdevolle vader wat hierdie verkoostende seun, hierdie broer terugontvang het. En hierdie diensknegt gee ook die regte rede hoekom daar hierdie blydskap was. Die diensknegt sê hy verstaan dit. Dit was nie net omdat die jongbroer teruggekom het huis toe nie, maar omdat die vader hom teruggekry het as sy seun. Hulle is werklik versoen gewees. Hulle verhouding is herstel. Hy het hom terug ontvang. Daar was versoening tussen die vader en die jongste seun gewees. Die mense het fees gevier oor die vader se onbeperkte ontferming en die seun se onverwagse versoenende terugkoms. Wie sou kon raai dit is wat gebeur? Wie sou kon raai hierdie seun gaan terugkom en hierdie seun wat eintlik verdien het om weggejaag te word, kom terug en dit is hierdie vader wat hom ontferm en daar's hierdie versoening en dit is net herstel en alles is net so mooi. Dis vreugde, dis fees. Nou, die verwagting sekerlik was dat die oudste seun sou deel in die feesvieringe. Hierdie diensknegt verduidelik vir hom wat hier gebeur en dis die wonderlikste tyd seker in hulle lewens. Daar was blydskap. Onthou in die vorige gelykenisse was daar hierdie blydskap oor die verlore skaap en die verlore munt wat gevind is en is 'n dier en 'n muntstuk wat gevind is. Nou is dit 'n verlore seun en 'n verlore broer wat gevind is. Hoeveel te meer moet hierdie feesvieringe nie wees nie? Mense sou dit verwag het by die oudste seun. Sy broer is terug en hy kon dit nogal gedink het van sy liefdevolle vader wat hierdie ding doen en dis hoe sy vader is. Maar teen alle verwagting, dis nou die tweede gedeelte van vers 28 sê, het hy kwaad geword en hy wou nie binne gaan nie. Dis in die begin van 28. En hy het kwaad geword en hy wou nie binne gaan nie. Die oudste broer is nie asof hy verras was en bly was oor hierdie nuus nie. Hy was nie verbaas nie. Hy was definitief nie opgewonde nie. Sy eerste reaksie was, hy was kwaad gewees. Hy was teleurgesteld gewees. Dit is vers 2 van Lukas 15, waar die fariseërs en die skrifgeleerdes gemurmureer het. So Jesus wys uit, daai oudste broer wat kwaad is,
is die fariseërs en die skrifgeleerdes wat gemurmureer het oor Jesus, wat hy gedoen het. Die oudste broer was woedend gewees oor sy pa se vrye vergifnis. Sy vader het sy broer net so terug ontvang. Hy wou gehad het sy broer moes vir sy sondes betaal, hy moes swaar kry, hy moes homself afsloeg, hy moes homself eers regryk voordat hy durf terugkom. Hy het geweier om sy vader se blydskap in sy broer se redding te deel. Die liefdevolle en ontfermende vader in hierdie gelykenis het van die oudste broer se reaksie gehoor. Die diensknegt het seker om dit gaan vertel. En die tweede gedeelte van vers 28 sê, sy vader gaan toe uit en smeek hom. Hierdie vader se benadering was sagmoedig. Hy het hom gesmeek, hy het by hom aangedring. En onthou, hierdie moes 'n vernederende optrede deur die vader gewees het vir die vader self, is vernederend. Want is hierdie broer wat nie bly is oor sy ander broer wat terug is nie. En nou moet hierdie vader teruggaan en hierdie kind smeek om terug te kom. Maar selfs hierdie optrede van die vader het nie hierdie oudste broer se gesindheid verander nie. Hoe vernederend. Nou moet hy teruggaan en hierdie oudste seun wil nie teruggaan saam met hom nie. Dit lyk nie goed nie. Dis vernederend. Dis nie lekker nie. Ja, die jongste seun het die vader deur sy losbandige lewe verneder, maar die oudste seun het die vader deur sy hardheid verneder. Jy sien, dit is die ander kant van dieselfde muntstuk. Hierdie hele situasie het eintlik die oudste broer se hart ontbloot. Die jongste broer se hart was al lankal ontbloot. Hy het al lankal die pa se geld gevat en baie duidelik gemaak wat sy hartgesindheid is en dit gaan verkoos vir homself en vir die sonde en vir die wêreld gaan lewe. Maar die oudste broer was aan die buitekant uitgesorteer. Maar Jesus het deur hierdie gelykenis hierdie oudste broer se hart ontbloot. Die fariseërs se harte ontbloot. En ten spyte van die liefde van hierdie vader in die gelykenis en die bekering van die jongste broer, was die broer bitter gewees. Hy was eintlik nog sy hele lewe bitter gewees. Dis nie net in hierdie oomblik dat hy kwaad was nie. Dis nie asof hy hierdie deernis en hierdie liefde gehad het en in hierdie oomblik van swakheid toe word hy kwaad en dit het nou net nie insig gehad nie. Vers 29 maak dit eintlik vir ons duidelik, maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. So hy het homself heeltyd gemeet teen hoe goed hy is. En hy sê, vir my het u nooit 'n bokkie gegee nie. Onthou die jongste broer het 'n kalf gekry. Ek sou gelukkig gewees het net met 'n bokkie, sodat ek saam met my vriende vrolik kan wees. Hy het regtig gedink dis hel op aarde. Dis wat hierdie oudste broer gedink het. Nou sê die oudste broer verder, maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Hierdie oudste seun is ook die ene wat die vader verag het. Hy was nie lief vir hierdie vader gewees nie. Hy het basies vir die vader gesê, jy's sleg, jy hanteer my sleg, al doen ek alles reg, hier is 'n strafhuis. Wat moet ek doen net om 'n bietjie vreugde te hê? Wat moet ek nog harder werk? Dis sien, dit is wat hy nog altyd gedink het.
En hierdie situasie was nou die geleentheid dat hierdie hart van hom uitkom, dat hy nou hierdie frustrasie van hom kan verwoord. Die oudste seun het gedoen wat die jongste seun wou doen om die vader se guns te wen. Hierdie oudste seun het homself afgesloeg soos 'n huurling, want hy het gedink daardeur gaan hy die pa se guns wen. Hy het 'n verkeerde beeld van die vader gehad. Die jongste seun, kan julle onthou, het ook by homself gedink, ek gaan soos 'n huurling wees van my vader en dan gaan ek via hierdie verhouding met my vader uitsorteer, dan gaan ek guns by my vader wen. Maar toe die vader kom met hierdie deernis, met hierdie oorweldigende liefde, het daai jongste seun tot bekering gekom. En hy het gesê, ek is versoen. Ek het gesondig. En as ek my sonde bely, dan is daar versoening. Ek hoef niks te doen uit myself uit nie. Die oudste seun het nie dit gesien nie. Hy het nie die liefde van die vader gesien nie. Hy het nie gesien dat genade verniet is nie. Hy het 'n wettiese hart gehad. Dis wat hier gebeur het. En so 'n hart sien die vader as 'n slawedrywer en nie 'n genadige vader nie. Hy sien die vader dan as beperkend en nie vrygewend nie. Maar dit is nog nie die einde van ons gelykenis nie. Hierdie vader in die gelykenis gaan nog steeds verder voort om die oudste seun te oortuig dat hy vir hom is en nie teen hom is nie. Dat hy nie iets hoef te doen om sy guns te wen nie. Hy sê vir hom, toe sê hy vir hom, kind. Hy sê basies vir hom, jy is my kind. Dis nie, jy hoef niks te doen nie. Jy is altyd by my. En al wat myne is joune. Dis niks wat jy moet doen om meer te kry nie. Jy het alreeds alles. Waarvoor moet jy so werk? Jy is my kind. Hy praat met hom in liefde. Maar die oudste seun, sy hart was gesluit gewees. Volgens hom het hy niks besit nie. Die oudste seun het gedink hy was by die huis gewees, maar sy hart was in 'n baie ver land, 'n baie verder land as wat die jonger broer was. Hy het gedink hy sal deur verdienste ontvang wat hy slegs deur genade kon kry. Hy het gedink die vader is teen hom en nie vir hom nie. En wat baie treffend is dat ons die indruk gegee word dat dit slegs in die oorvloedige vertoning van genade was dat hierdie gif van die ouer broer se wettisisme duidelik gewys het. Is toe hierdie genade, hierdie barmhartigheid, hierdie goedheid van die Vader so duidelik tentoongestel is teenoor die jonger broer en ook die oudste broer, toe kom hierdie gif van die wettisisme uit. Dit word eintlik baie duidelik gestel en dit is wat ons ook moet besef. Wanneer die genade verkondig word, wanneer die evangelie verkondig word, wanneer die verlossing in Christus verkondig word, dan gaan mense wat hart van hart is, nie daarvan hou nie. En selfs ons, wat nog selfs kinders van die Here gereken word, ons wat sê ons glo, gaan baie keer nog steeds ongemaklik wees, want dit beteken ons moet daai sonde ook bely, en ons weet, ons het nog die ou mens, ons is nog besmet met sonde, en dit is nie vir ons so maklik om heeltyd te bely dat ons Jesus nodig het nie. Nog 'n
ontstellende punt wat hierdie gelykenis oorbring, is dat die gees van die ouer broer nader aan die huis gevind word as in die varkstal. Dink daaraan. Hierso by die vader, by die huis is dit hierdie broer wat sy hart duidelik ontbloot word. So om net om dit konkreet te maak. Die gees van wettisisme, die gees van, onthou wat is wettisisme? Wettisisme is om te sê, deurdat ek dinge onderhou, is daar vreugde vir my, in die sin van, ek kan vreugde wen, ek kan regkom by God deur goeie werke, deurdat ek goeie werke doen, is ek hierdie goeie mens, ek kyk neer eintlik op die wat in sonde lewe, so dit is wettisisme. So net om dit konkreet te maak, as ons sê dat die gees van die ouer broer nader aan die huis gevind word as in die varkstal, dan word dit in die gemeente gevind. Dit word tussen die kerkgangers gevind. Dit word op die preekstoel gevind en selfs in die hart van die prediker. En die probleem is, dit is 'n aansteeklike epidemie. Dis die probleem. Wettisisme is vernietigend. In plaas daarvan om mense die indruk te gee van kom en maak skoon. Kom die boodskap baie keer oor, maak skoon, sorteer jouself uit, dan kom jy na die Here toe. Dit is wettisisme. Soos met die jonger broer, het die pa na die oudste seun gegaan. Hy het hom tegemoet gegaan. Hy het homself gesmeek, maar sy hart het nie verander nie. Wat moes die gepaste reaksie gewees het wanneer daar so 'n jonger broer tot bekering kom? Wat moet die reaksie wees wanneer ons sien dat mense tot bekering kom? Al is dit baie keer baie gebroke, in die sin van, jy weet, baie mense kom tot bekering, maar hulle bely nog nie alles 100% reg nie. Wat is ons reaksie? Wat moes die reaksie gewees het wanneer hierdie jongste seun in die vader se liefde gevind word? Daar moes blydskap wees, en dit is waarmee hierdie gelykenis afsluit. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Daar moes blydskap gewees het, nie omdat die jonger broer dit verdien het nie, maar omdat die pa se liefde dit vereis het. Sy liefde het vereis dat beide sy seuns in hierdie blydskap deel met die woorde, hierdie broer van jou, het die vader die seun probeer terugbring in die familie. En dit is waar die gelykenis eindig. So is amper 'n oop einde. Die Fariseërs het ook hierdie opsie gehad. Hulle het ook gehoor waaroor dit gaan. Daar was bekeringstyd gewees. In hierdie smekende, blymoedige uitnodiging sien ons hoeveel liefde Jesus eintlik nog vir die Fariseërs gehad het. Hulle was ook uitgenooi om deel te hê aan die blydskap van verlossing. Jesus maak dit baie duidelik in hierdie laaste vers. Ons moet tog vrolik en bly wees. Hy dring aan op hulle. Sien waaroor God se genade gaan. Hierdie is baie goeie nuus vir albei hierdie tipes sondaars. Die wat in 'n verre land van sonde ronddwaal, die losbandiges, die wat afgedwaal het, die wat in hulle sonde lewe, baie duidelik uiterlik. Dis goeie nuus vir hulle, maar hier is ook goeie nuus in die gelykenis van die wat in hulle harte in 'n ver land van sonde ronddwaal, die wat in eie geregtigheid ronddwaal, die wat neerkyk op ander sondaars, die wat dink hulle is beter as ander.
Dis goeie nuus vir ons, want ons is elkeen al twee tipes. Partykeer wil ons in sonde lewe. Skinder, jaloesie, hebsug, begeertes, en die goeders gaan aan. Partykeer lewe ons in eie geregtigheid. Ons is trots op hoe goed ons is, of hoe goed ons die skrif ken, of hoe reg ons die Here aanbid. Maar daar is genade vir elkeen by die Vader. Glo dat Jesus vir jou sondes kom sterf het, en jy het alles. Geen goeie werke is dan nodig om jou pad terug te wen nie. Alles wat Jesus sinne is nou joune. Ja, die gelykenis het hierdie oop einde, want die Fariseërs moes die goedheid van die Vader sien en in Jesus glo. Die ouer broer het niks gehad om te verloor nie. Dink net daaraan. Hy het niks gehad om te verloor nie. Al wat hy moes doen is net om die jonger broer terug te ontvang. En dan is dis net blydskap. Hy hoef niks te gedoen het nie. Hy moes net hierdie deel in hierdie blydskap. Blydskap dat genade verniet gegee word. Gratis genade is beskikbaar vir sondaars. Verlossing van sondaars. En hierdie verlossing van sondaars is duur gekoop. Dis God wat mens geword het, wat die rykdom van die hemel opgegee het om vir sondaar mense te kom sterf, sodat ons ryk kan wees, sodat ons nou alles kan hê. Jesus se geregtigheid, sy blydskap en die ewige lewe in die ewige koninkryk. Dis wat hierdie gelykenis ons leer. Jesus, wat die rykdom van die hemel opgegee het om vir sondaars te kom sterf, sodat ons nou ryk kan wees. En dit is gratis, dit is verniet. En nou het ons dan Jesus se geregtigheid, Jesus se blydskap en die ewige lewe in die ewige koninkryk.